Goeiemôre, dis nou tyd om die naweek se sportgebeure te bespreek met my goeie vriende Arnold Geerts en ek sien Thys het ook nou 'n bietjie sy sportskoene aangetrek. Wat kan ek sê? Ons is ten minste saam met die Geertsie. Van minister van Finansies tot minister van Sport en Ontspanning. Kyk, ek wil sê dit wel. Sports en ontspanning. Sport, ja, in sy geval, ja, met 'n dubbel S. Spanman Weileman. So, ek dink kom ons begin by die IPL. Dis een van die belangrikste dinge. Gisteraand weer 'n interessante wedstryd. Ons is amper in die besigheidsdeel van die IPL, maar gisteraand Mumbai Indians se herlewing sit voort met 'n briljante 70 van Rohit Sharma. En dit was 'n 7-paadjie wen oor die Sunrisers Hyderabad. Dit was in die Rajiv Gandhi Stadion in Hyderabad. Sunrisers op 35-5 vasgeval op 'n stadion, maar hulle is toe nog gevra om eers te kof. 143-8, maar dit was nooit regtig genoeg nie. So die wenspan het 146-3 en net 15.4 balbeurte aangeteken. Rohit het in sy kolfbeurt 46 balle geslaan, gehak en getrek in 8 vure en 3 sesse geslaan. André Klaasen het hard probeer en hy self het 44 balle met 'n hele paar sesse geslaan. Maar die ding begin nou besigheidskant toe staan en ek dink ek gaan nou begin sien. So Mumbai Indians is nou op in die 3de plek op die punteleer. Jy gaan begin sien dat die groot spanne begin naamlik maak. Ek moet sê Annie, die ouens wat my uitstaan by Suid-Afrika veral spesifiek een persoon staps. Ja, en dan moenie van Aiden Markram vergeet nie. Die dag van tevore was Aiden briljant met die kolf en hy het die eerste 2 paadjies gevat wat sy span ingeoes het. Daar's 'n hele paar Suid-Afrikaners wat besig is om werklik waar goed deur te kom. En dit lyk vir my wonderlik. En hier is André Klaasen nou weer eens wat wys vir die ouens wat die geld in die kontrakte uitdeel. Ja, man sonder kontrak. Moenie van my vergeet nie. Ek is nog hier. As my skok in terwyl van dat Klaasen 'n kontrak. Ja, maar kom ons is 'n gesprek vir 'n ander dag. Ek wil nog agter die kap van daai byl kom of die kap van die kolf. Ons sal oor praat, ja, kap van die kolf, ja. Nog 'n ding wat vir my regtig, hierdie het my eintlik geskok. Andrew Flintoff, een van die wêreld se bestes op sy tyd, het so 3 jaar terug 'n massiewe ongeluk gehad terwyl hy besig was om 'n televisieprogram te skiet. En hy het gesê hy wou eerder doodgaan na die tyd. Hulle was besig om vir Top Gear te skiet en hy het teen meer as 200 km/h in 'n Cobra geflip en halfte van sy gesig het afgekom. Flintoff lyk nie eers meer dieselfde nie, maar wat hy hier gesê het, hy was sleutelid van die asse in 2005 en ek haal hom hier aan. Na die ongeluk het ek nie gedink dat dit in my is om deur te kom nie. Dit klink aaklig. 'n Deel van my wens ek is dood. 'n Deel van my het gedink ek wens ek het gesterf. Maar hier is hy en hy het deurgekom. Sy dokter Jared Huck het dit beskryf as 5 van die ergste in die top 5 van die ergste beserings wat hy nog ooit in 20 jaar gesien het. Maar hier is Flintoff steeds en hy het deurgekom. So ek dink daar's 'n les vir ons almal hier. Jy kom by so iets uit waar jy net dink ek kan nie hierdie ding gaan ek nie kan doen en dan druk jy deur. Dit is baie interessant, né? Hoorie, maar dit laat my nou ook dink aan daai fynskrif wat ons as jy weet bekend is en so as jy genooi word vir so iets. Maar teken, jy weet nooit wat gaan gebeur en daai was 'n frats ongeluk seker maar. Absoluut. En die snaakse ding is dis 'n oop motor. Hy het nie eers 'n valhelm aangehad nie. As hy 'n valhelm aangehad het, kon daar iets. Maar terselfdertyd hulle het teen gesê ons het GoPros in die kar, ons het jou gesig sien en daai soort van nee, dis 'n gemors. Kan jy beloof hoe daai lysies verander na dees? Maar luister, kyk as hy dit oorleef het, is daar 'n rede hoekom hy dit oorleef het. Ja, Ek dink baie keer moet mense ook so daarna gaan kyk, Flintie. Jy weet om te sê you survived for a reason. Ja. Okay, so dan word daai reason sal nog uitkom in sy lewe. Ja. En dan sal hy terugkyk en sê I wished I was dead, but I'm glad I'm alive. Ek het 'n liefdespel wat altyd sê daar is nie toeval nie, dis toeval die gees. Dis 10 teenoor waaroor dit gaan op die ou end. Ons gaan 'n bietjie storie dophou. Ons sal hom beslis dophou. Laastens Iga Swiatek en weer eens sy is deur erge in diepe waters met die dwelmprotokolle. Sy sê dit kan stresvol wees vir spelers, maar sy voel asof sy deur die ergste is nadat sy haar positiewe toets met besmette melatonien oorleef het. En sy sê paranoia onder tennisspelers is nou duidelik, want Jannik Sinner, die wêreldnommer 1, is ook nou geskort vir 'n paar maande. En weer eens ek haal haar aan. Eerlik, na 'n paar jaar dink jy heeltyd hieraan, het so het ek gesê. Dit gee 'n bietjie angs en ek praat nie net van my nie. Terselfdertyd dink ek ook selfs dit klink seker verskriklik, maar ek bly nog steeds by my punt oor dwelms in sport. One strike out. Ja. Ongelukkig. Ek dink dit sal hierdie soort van ding stop. En in albei gevalle het albei geargumenteer dat hulle dit onwetend ingeneem het. Ja, maar
Simon story different day. Man. Ja. Ek is skepties oor dit. En ek is nie oor die algemene skeptiese mens nie, maar hierdie ding moet gestop word. En ek dink in atletiek is dit erger as ooit. Ja. Erger as ooit. Feite. En hulle is professioneel in daardie gebied en almal wat hulle natuurlik, hulle coaching staff en die management, almal weet presies wat hulle mag gebruik en nie gebruik nie. Ja. Maar is presies dit. Hulle word net so 'n bietjie oor die hande getik. Ja. Hoeveel van hulle kom al weer weg, Harold? Daar is die Dit is groter die vraag. groter Die vraag. groter vraag is jy moet daai ding omdraai en laat ek jou sê, dis in net omtrent alle sporte Ja. waar mense daarmee wegkom want hulle apteker is effens beter as die ander ou se apteker. En dit is kommerwekkend. Want jy kan nou goed lyk. Al daai ou spiertjies wat jy het en die vinnige hardloop en al daai ander dinge, maar wat gebeur oor 30 jaar van nou wanneer jou lyf nie meer sy eie hormone kan produseer nie en die vroulike hormone neem oor in 'n manlike liggaam en andersom, dan is dit dramaties. En dit gebeur. Ja, nou ek het 'n vraag vir Pieter, jy weet, rondom daai. Hoekom vra jy vir hom oor? Okay. Nee, ek het 'n spesifieke vraag. Ek wil ek sy gesig. 'n Spesifieke vraag vir jou, Pieter. Ja. Juice. Ja, ek drink elke oggend orange juice. Ja, ek het net 'n lekker orange Yes, juice. ja, Wat jy sien. Eintlik mango en orange, so as dit vir my goed. Baie dankie. Sal 'n moentjie op die gesig elke oggend. Daar's hy. Jy het vir my omtrent hierso nou 'n koue sweet uitstap. Koue sweet. Kom jy vandag? Hy het sy mes uit vir my vandag. Dis lekker. Laaste ding, Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap en hierdie naweek vir die Bulle 'n groote, hulle is in Glasgow teen die Glasgow Warriors en onthou hulle kom nou af van die Grand Slam teen die Ire en die wedstryd is môre aand om 9:25. Hoe laat sien ek jou? Nee, jy sal hom Saterdag sien by die ou Ellis Park om 4:00 wanneer sy span teen Connaught uithardloop. Dit gaan nogal interessant wees, maar net om die punte uit te stel, Leinster 67 punte, Glasgow Warriors 58, dan die Bulle 54 en die Sharks 49. So hierdie is tweede plek teen derde plek. En die interessante ding hiervan is, dit kan groot implikasies hê vir waar die spanne tuis gaan speel en weg. Ja. Tuis met tuis. Jy maar ek vir jou quote op Braveheart, jy weet, Ja. en dit is eenvoudig, waar hy mos gesê het, there's only one thing wrong with Scotland. It's full of Scots. Hey, ek is so 1/3 Skots. Jy moet versigtig. Dis waar die That explains a lot. Presies. Maar het ons daarom nog redelike goeie kans as Ja, absoluut. Nee, sonder twyfel. En die Stobbers kan selfs as dit regtig met hulle goed gaan, kan hulle miskien deurkom. Lekker, opwindende naweek. Ek dink ons sien almal baie uit daarna. Maar vir eers baie dankie Annie. Geniet jou sportnaweek en ek weet maandag gaan jy terugkom met sakke vol nuus. Ek sien uit na die naweek, maar of ek die kaartjies kan bekostig, ek het geen idee nie. Ons sal maar moet uitvind met tuis en die geld sake, finansies en so. Gratis kaartjie. Net hier op goeiemôre.